Ons skriflesing vir vanoggend is Lukas 15 vers 1 tot 10, wat ons so bietjie vir bietjie gaan deurlees. So die wat wil saamvolg, julle is welkom solank daar oop te maak. Ons gaan nie onmiddellik lees nie, maar vir die wat wil oopmaak, Lukas 15 vers 1 tot 10. Lukas 15 is basies die hoofstuk van die gelykenisse van al die verlore goed. So die verlore skaap en dan die verlore muntstuk en dan die verlore seun. Nou vir vanoggend gaan ons stil staan by die eerste twee, die verlore skaap en dan die verlore muntstuk, en deel van die huiswerk, deel van die lewensritme sal wees om self op jou eie tyd die verhaal van die verlore seun te gaan lees. Veral nadat ons al 'n paar leidrade uit die eerste twee gelykenisse vanoggend kry, oor hoe mense dalk anders kan lees, anders kan benader. Nou, die catch-22 met Lukas 15 is dat anders as 'n boek soos Openbaring, of miskien selfs anders as 'n boek soos Numeri of Levitikus, waar ons onseker voel oor hoe om te werk te gaan met die boek, en waar ons onseker voel oor wat presies beteken dit nou, het ons gewoonlik redelik 'n goeie gut feel, of ten minste 'n selfversekerdheid, dat wanneer ons Lukas 15 lees, die gelykenis van die skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun, is dit amper asof ons so 'n greep op die teks het, amper asof ons verstaan sonder te veel onsekerheid. Nou, dit is gelyktydig, gelukkig of ongelukkig, waar en onwaar. Ons verstaan dit, maar ons verstaan ook nie alles rondom dit nie. Nou, die mooi daarvan, die mooi van die feit dat ons wel iets verstaan, kom vir my terug by dit wat so of die kern of die regtige kosbare ding is rondom Jesus se gelykenisse. Kosbare bevestiging van Jesus, die woord wat self God is, wat mens geword het. Want met Jesus se gelykenisse praat hy met stories en vergelykings en taal wat die mense verstaan het. Met ander woorde, dit is hierdie klinkklare bevestiging van God wat mense ontmoet waar hulle is. Stories wat die oomblik as hy dit vertel het, sou die mense verstaan het wat aangaan. Stories waar dit nie 'n klomp moeilike woorde en hoogdrawende taal is om met die gemiddelde mens te praat nie. So met eerste ooropslag, hulle sou dit waarskynlik gehoor het en nie noodwendig gelees het nie, sou hulle iets van die gelykenis baie duidelik verstaan het. Nou, behalwe dat Jesus se gelykenisse eenvoudige taal is, eenvoudige stories sodat mense dit verstaan, was sy gelykenisse ook subversief. Nou, subversief is 'n groot woord om eintlik maar net te sê, dis 'n eenvoudige storie, dis maar net 'n storie, tog is dit ook nie net 'n storie nie. 'n Eenvoudige storie om die eerste hoorders so half amper in te lok, hulle bietjie kwesbaar te maak van, ons luister net na 'n storie, en dan hulle met hierdie aardskuddende realiteit wat onder die teks lê wel te konfronteer. Maar dalk 'n maklike vergelyking vir vandag is, ons dink baie keer dat evangelisasie nog steeds op hierdie manier moet gebeur, waar jy van deur tot deur gaan en klop en sê, ken jy die Here? Maar ons weet dat daai approach nie werk nie. Dink maar net as die teendeel nou moes gebeur, en daar kom klop vanmiddag by jou deur 'n moslem, of 'n ateïs, of wat ook al nou vir jou soos die grootste konfrontasie voel, glo jy in Allah, begin glo in Allah, dit gaan nie werk nie. Maar Jesus kom met hierdie eenvoudige stories wat die mense sou verstaan, sonder hierdie direkte aanval, en dan die oomblik as hulle die storie begin verstaan, dan eers word hierdie onderliggende en aardskindende realiteit 'n werklikheid vir hulle. 'n Storie wat hulle ontmoet waar hulle is. Nou natuurlik is dit nog steeds die geval vandag. Jesus se gelykenisse, die grootste deel van die evangelies, is nog steeds subversief in die sin dat baie van wat dit eintlik van ons vra, nie noodwendig op eerste oogopslag duidelik is nie. Maar die oomblik as jy begin op pad saam met Jesus, dan besef jy dat dit meer van jou vra as wat jy dalk in die begin dink. Op pad saam met Jesus beteken nie hierdie oulike ding van, nou gaan Jesus my lewe great maak nie. Op pad saam met Jesus beteken dat mens al hoe meer commit saam met Jesus, en dat Jesus ons uiteindelik verander ter wille van ander.
op pad saam met Jesus, verander Jesus my verander. Dis iets van die subversieve realiteit wat in al hierdie gelykenisse behoort uit te kom. Tog is dit nie so eenvoudig vandag nie, want ons sit 2000 jaar later en daarom is die eenvoudige stories wat vir die mense toe bekend sou wees, nie noodwendig vir ons meer so ooglopend of so duidelik nie. Ons het nie noodwendig presies dieselfde verbeelding van 'n skaapwagter of 'n dragma of die verhouding tussen 'n pa en seuns as wat hulle toe gehad het nie. En daarom het ons nodig om 'n bietjie dieper te delf voor ons uiteindelik by die kruks van die saak kan uitkom. Nou, met dit alles in gedagte, gaan ons hierdie eerste 2 gelykenisse van Lukas 15 tackle, een op 'n slag. En soos ek gesê het, dan sal die verlore seun gedeelte 'n stuk huiswerk wees. So kom ons lees saam Lukas 15 vers 1 tot 7. Dit sal wel ook op die bord verskyn. Lukas 15 vers 1 tot 7. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom, dis nou Jesus, te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het Jesus vir hulle hierdie gelykenis vertel. Wie van julle wat 100 skape het en verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan totdat hy hom kry nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom met blydskap op sy skouers en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry." Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Ons lees net tot daarso vir nou. Sien, aan die een kant is hierdie verhaal 'n eenvoudige verhaal van 'n skaapwagter wat getrou na die enkele skaap wat afgedwaal het gaan soek en hom opspoor. 'n Gelykenis wat dalk iets bevestig van God se getroue genade, wat ons ook sal agterna sit as ons verlore raak en ons sal soek. God wat op pad is saam met ons, selfs wanneer ons afdwaal. God wat ons vind, God wat ons ontmoet waar ons is, en God wat ons dan veilig terugvat huis toe. Daarom dat ons met die tema werk, God ontferm en beskerm ten alle koste. Nou dit is beslis 'n kosbare stuk genade, 'n werklikheid wat ons nie vanselfsprekend moet ag nie. Dit verklik 'n groot deel van eintlik die punt rondom Jesus se lewe en sterwe en alles daarmee saam. Tog is dit in hierdie spesifieke gelykenis net die helfte van die storie. 'n Belangrike onderskeid om te tref, om iets van die ander helfte te verstaan, is die manier, en ons het al van tevore in die erediens daar gepraat, die manier wat skaapwagters anders na gekyk was in die Ou Testament teenoor die Nuwe Testament. Onthou, dis nou 'n kwessie van 'n klomp eeue wat verloop, en soos wat die kultuur geskuif het, en soos wat hulle wegbeweeg het van meer boerdery na meer dorpies toe en so aan, het die rol en die tipe persoon wat 'n skaapwagter was, bietjie verander. So terwyl skaapwagters in die Ou Testament 'n redelike neutrale beeld was, partykeer selfs 'n positiewe beeld was, is dit presies die teendeel in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament se tyd, eerste eeuse Mesopotamië, Israel, daai omgewing, was 'n skaapwagter deel van 'n uitgeskuifde groep. Die meeste skaapwagters was onbetroubare mense met vir baie lae betaling gewerk het. Hulle was 'n groep waarop daar dikwels en in dieselfde asem met goeie rede dikwels neergekyk is. Groep wat totaal uitgeskuif is. Nou hierdie uitgeskuifde groep wat nou nie goed was vir enigiets anders nie, ten minste nie in die samelewing se oë nie, word dan as skaapwagters aangestel, waar hulle partykeer, soos in die gelykenis, vir 100 skape verantwoordelik gehou word. 'n Groot verantwoordelikheid, veral as ons begin besef wat die waarde van 'n skaap was teenoor die bedrag wat hierdie persoon betaal sou word. Groot verantwoordelikheid en risiko wat op die skaapwagter val. En dan raak een van hierdie skape weg. 3 tot 5 maande se salaris raak weg.
Dis hoe min die skaapwagters betaal was. En die skaapwagter sal daarvoor moet instaan. Hy kan nie. Om selfs een skaap te verloor is vir daardie skaapwagter vernietigend. Sy baas sal hom aankla en omdat hy deel van 'n uitgeskryfde groep was, sal hy inderdaad skuldig bevind word en verantwoordelik wees vir hierdie verlore skaap en hy gaan dit nie kan bekostig nie. En dan moet hy teruggaan na sy familie toe wat reeds min geld het en nou nog ekstra skuld maak, ekstra moeilike lewe. Hulle gaan nie kan regkom nie. Om 'n enkele skaap te verloor is vir hierdie skaapwagter en vir sy hele gesin, familie waarskynlik, as dit ware 'n doodsvonnis. So om een skaap te verloor is reeds erg genoeg. Tog is die alternatief om hierdie 99 skape agter te laat met die hoop dat hy die een betyds kry voor daar iets met die ander 99 gebeur. Nou ons verstaan nie, ons kry nie presies in die teks 'n goeie leidraad oor wat die omstandighede van die 99 sou wees nie. Ons kry die woord wildernis of woestyn. Ons weet nie of daar skaapwagters saam met hom was of nie. Die punt is, woestyn is nou natuurlik hierdie afgesonderde dorplek waar daar 'n klomp gevaar is. So hy kan nie bekostig om die een skaap te verloor nie. Maar hy kan ook nie regtig bekostig om die 99 agter te laat nie. En hierdie spanning tussen 'n doodsvonnis aan die een kant en 'n roekelose besluit aan die ander kant, bring ons dan by hierdie dieper punt van die gelykenis, van die verhaal. Die punt en perspektief wat die arm skare wat Jesus oorspronklik sou aanhoor, dadelik sou begryp het. In God se koninkryk werk dinge nie altyd op 'n voorspelbare, logiese en beredenerende manier soos wat ons verwag nie. Die punt is nie in hierdie gelykenis dat God die 99 agterlaat nie. In hierdie perspektief van die arm skare wat na Jesus geluister het, is die punt nie eers dat die skaapwagter vir God simboliseer nie. Die punt is eerder dat in God se koninkryk sal selfs die uitgeskuifdes, die onbetroubare skaapwagters, alles op die spel sit vir dit wat belangrik is vir God se koninkryk. God se genade werk omgekeerd van wat ons verwagting is. En net soos wat God ten alle koste ontferm en beskerm, net so sal hierdie skaapwagter, hierdie onbetroubare en uitgeskuifde mens in die samelewing, uiteindelik in God se koninkryk ten alle koste doen wat nodig is ter wille van God se koninkryk. Ons gaan nou nog meer daaroor sê. Dis net die eerste gedagte. Die gedagte dat alhoewel ons default setting en waarskynlik Lukas, toe hy nou Jesus se woorde 'n deel van die evangelie gemaak het, was om die skaapwagter te sien as 'n simbool vir God en te fokus op God se ontferming en beskerming, is daar hierdie ander perspektief van hoe die arme mense wat dit eerste by Jesus sou gehoor het, iets anders raak sou gesien het. Hoe die gelykenis dalk minder sê spesifiek oor God en meer sê oor God se koninkryk en die omgekeerde manier wat hierdie genade werk. En voor ons by die volgende gelykenis uitkom en dan alles sal saambring, hopelik, gaan ons soos wat dit nou al gebruiklik is, vir 'n oomblik gaan ek myself onderbreek, of gaan ek toelaat dat julle my onderbreek met die gespreksmoment, om sommer net gou oor hierdie 3 vrae na te dink, nou dat ons die eerste paar verse van Lukas 15 gehoor het. Wat dink jy nou, dalk kan jy begin met wat het jy gedink van die gelykenis, maar wat dink jy nou van die gelykenis van die verlore skaap? Wat het jou al verlore laat voel? En hoe laat die volgende stelling jou voel? God gebruik almal, jou ook, vir God se koninkryk. So, God gebruik hierdie onbetroubare skaapwagter, net soveel as wat hy jou gebruik. Ek gaan julle so 3 minute gee, gesels vinnig oor hierdie 3 vrae en dan tackle ons die volgende gelykenis. Ok, as julle nog nie klaar is nie, gesels gerus op pad huis toe verder daaroor. 2 opmerkings voor ons hierdie laaste 3 verse, die gelykenis van die verlore muntstuk nou aanpak.
wat ek al besef het met hierdie tipe vrae, of dalk moet ek myself eens onderbreek, vir die wat nou dalk met die eerste vraag gesê het, ons het eintlik nie 'n klou wat om nou eintlik daarvan te maak nie, ons verstaan nie regtig die verskil tussen hierdie twee benaderings tot die gelykenis nie. As jy dalk verder daaroor wil oplees, en dit is nie net waar vir hierdie gelykenis nie, dis waar vir die meeste gelykenisse wat ons van Jesus in die evangelies aantref. Die Engelse woord wat hulle gebruik is, die peasant reading van die gelykenisse. En hoekom dit belangrik is want kerkgeskiedenis 101, as ek julle vir 10 sekondes kan verveel, is met die manier wat die kerk ontwikkel het, van kort na Jesus en tot van vandag toe, is dat die kerk is oor die algemeen 'n middel- en hoër klas instansie. Of wat ook al. Wat beteken, ons lees hierdie gelykenisse van Jesus wat die brood breek en vir die menigtes gee, as mense wat elke dag 'n vol maag het en gewoonlik 'n oorvol maag het. Wat beteken dat ons nie regtig die krag of die trefkrag daarvan verstaan, soos wat hulle dit toe sou verstaan het nie. Soos wat die onmiddellike vroeë kerk het sou verstaan het. En daarom ontwikkel daar dan hierdie peasant reading om ons te herinner dat dit wat noodwendig op eerste oogopslag duidelik lyk, is nie noodwendig die enigste manier of noodwendig die mees korrekte manier om met die teks om te gaan nie. So die peasant reading help ons baie keer om ons eie blinde kolle bietjie uit die weg te ruim. Nou saam met dit het ek besef hierdie tipe vraag, veral soos die tweede vraag, is nogal 'n vraag wat baie verander as mens dit vir iemand vra wat 15 is, of vir iemand wat 25 is, of vir iemand wat 55, 65, 75 is. En die mooi daarvan, want ek dink die vraag raak dieper, en dan dink ek dit wat nodig is om gevind te voel, raak ook dieper. Tog het hierdie gelykenisse 'n manier om al hierdie verskillende vlakke en ervarings van verlore wees en op pad wees saam met Jesus tog aan te spreek. So, daar's niks wat ons nou daarmee meer hoef te maak nie, net hierdie bewussyn dat die gelykenis wat 2000 jaar terug geskryf is, het 'n manier om met ons elkeen, ongeag waar ons op ons reis, lewensreis en ons geloofsreis is, relevant aan te spreek. En met dit in gedagte lees ek nou vir ons verder vers 8, 9 en 10 van Lukas 15, wat nou die gelykenis van die verlore dragma of die verlore muntstuk is. So Jesus is nou nog steeds aan die woord en nou vra hy weer die vraag: of watter vrou wat 10 dragmas het en 1 dragma verloor, steek nie 'n lamp op, vee die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry nie. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bure bymekaar en sê: wees saam met my bly, omdat ek die dragma wat ek verloor het, weer gekry het. So sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. 'n kort gelykenis wat weer eens tot 'n groot mate dieselfde ding probeer kommunikeer as ons eerste verstaan van die verlore muntstuk gedeelte. Iets van hierdie blydskap oor dit wat verlore was en nou gevind is. Tog lê daar hierso ook 'n dieper boodskap, 'n dieper subversiewe storie wat vertel word. 1. Die vrou moet 'n kers aansteek en gebuk gaan in haar eie huis om die muntstuk te kry. Wat kan ons hieruit aflei? Sy het waarskynlik in 'n huis gebly wat nie vensters gehad het nie, of waarskynlik nie verskriklike groot vensters nie, soos dit daai tyd was, en die oop deur sou ook nie genoeg lig gegee het nie. Met ander woorde, sy was waarskynlik die vrou van 'n arm dagloner, wat nou nie een of ander groot huis gehad het nie, en regtig maar met die minimum klaar moes kom. Die kers wat sy aansteek, miskien 'n oliekers, een of ander kers, sou haar ook iets gekos het. Kerse was nie net wyd en sy het aangesteek asof dit uit die mode gaan nie. Dit kos haar iets om vir hierdie muntstuk te soek. En dan na 'n goeie ruk van geduld en deeglike gesoek en alles daarmee saam, vind sy hierdie een muntstuk, 1 van 10. En sy is in ekstase. Sy is so dankbaar en bly oor hierdie een muntstuk dat sy nie anders kan as om haar vreugde te deel nie. En dan is my vraag onmiddellik, wat het hierdie gedeelde vreugde behels?
Die idee is amper dat daar een of ander tipe van 'n partytjie gehou word. En die skeptikus in my, of die cynicus, ek weet nie wat die regte woord is nie, dink dadelik, maar sou die partytjie nie meer gekos het as hierdie dragma wat sy gevind het nie. Ek het ook oor die verlore skaap gewonder of as die vriende nou baie bly was of hulle nie dalk die skaap geslag het nie, maar kom ons los dit daar. Waarskynlik het die partytjie nou nie meer as 'n dragma gekos nie. 'n Partytjie kon maklik meer as 'n dragma gekos het, maar sy was arm, so hulle sou waarskynlik nie verskriklik baie onnodige uitspattighede gehad het nie. Maar die feit is, hierdie samekoms kos haar nog steeds iets. En dan by hierdie saamkuier, by hierdie partytjie, word die vreugde, haar dieper vreugde uiteindelik duidelik. Die dragma 1 van 10 was waarskynlik deel van 'n juweelstuk, wat heel moontlik nie verskriklik finansiële waarde gedra het nie. 10 dragma was nou nie verskriklik baie gewees nie. Maar wat diep simboliese en sosiale waarde gedra het. En in daardie geval, om een te verloor, is so goed as om almal te verloor, want die juweelstuk is dan onvolledig. Wat ook al die sentiment was wat daarin gekoppel is in 'n sekere sin nou verlore, want die juweelstuk is nie meer wat dit was nie. En daarom hierdie amper buitengewone fees. En dan herinner ek ons, in God se koninkryk werk dinge nie altyd op hierdie voorspelbare, logiese en beredenerende maniere as wat ons verwag nie. God ontferm en beskerm ten alle koste, maar in God se koninkryk werk dinge dikwels anders as wat ons op eerste oogopslag raak sien. So met hierdie bietjie ekstra verstaan en insig rondom die verlore skaap en die verlore muntstuk, is die vraag dan nou uiteindelik waarna toe nou? Wat is dan nou eintlik die punt van hierdie gelykenisse? Wat maak ons hiermee? Tussen deur al hierdie information overload en verskillende perspektiewe en benaderings, lê daar 'n diep spanning in Lukas 15 wat ons baie gereeld in ons wêreld wat al hoe meer individualisties raak, heeltemal mis. So dis waar, vir God is die individu belangrik, die verlore skaap, die verlore muntstuk, later die verlore seun. Tog is die individu vir God belangrik, juis omdat die individu deel van die geheel is, deel van die gemeenskap is. Die verlore skaap is 'n belangrike een van 'n volkome 100. Die verlore muntstuk is 'n belangrike een van die volkome 10 en uiteindelik is die verlore seun ook 'n belangrike een van 'n volkome 2. Met ander woorde, iets van 'n volledige herstel, iets van 'n volledige versoening word hierso veronderstel. Dit gaan toe nou nie, ten minste nie in die eerste plek, oor God wat roekeloos agter my en jou aanhardloop as individue nie. Natuurlik is God se verhouding met mense in baie opsigte roekeloos. Maar die punt is nie dat ons moet vashak by hierdie individualistiese idee nie. Ek is belangrik vir God. Die een is nie vir God belangriker as die baie nie. Ek en jy is ook nie vir God belangriker as die res nie. Die groot genade hierso is nie die feit dat God my en jou uitsonder en agter jou aanhardloop nie. Die groter genade is die versoening en genade wat aan die werk is in die geheel wat herstel word. God wat moeite doen om die geheel te herstel. Een skaap terug te bring sodat dit 100 is. Een dragma terug te bring sodat dit 10 is. En die 2 seuns uiteindelik wat albei maar op hulle eie manier verlore was, te versoen. God ontferm en beskerm ten alle koste ter wille van die volkome herstel. So dis die eerste idee. Maar in hierdie roekelose, in hierdie volledige genade en liefde, word ons dan ook uitgenooi om met die kleinere dele en met die geheel van God se koninkryk erns te maak. Ons behoort ook so te leef dat ons optrede
die wêreld eintlik omkant vang. Maar dat ons optrede ook iets van God se koninkryk moet verklik. Die teks nooi ons nie uit om die 1 of die 99 te wees nie. Want die 1 het gedwaal en die 99 hoef skynbaar nie gered te word nie. Ons is afhanklik van God se redding. Ons moet nie as gelowiges in die trap val om te dink dat ons God se redding nie meer nodig het nie. Natuurlik het Jesus reeds alles kom doen wat nodig is om in hierdie herstelde en versoende verhouding met God te kan leef. Maar ons is nog steeds afhanklik van God se redding. So, ons is nie deel van hierdie 99 wat voel dat ons nie God se redding nodig het nie. Wat skynbaar nie God se redding nodig het nie. Maar terselfdertyd seën God ons met verantwoordelikheid en daarom kan ons ook nie die een wees wat afdwaal nie. Natuurlik dwaal ons van tyd tot tyd af, maar die punt is, God seën ons met verantwoordelikheid. God seën ons met insig en wysheid en toerusting om te weet wanneer ons dwaal en nie dwaal nie. Nou natuurlik, jy gaan genoeg dwaal in jou lewe. Die punt hierso is maar net, ons hoef nie doelbewus te dwaal nie. Later in die vroeë kerk was daar 'n klomp ouens wat geworstel het met die feit dat sekere gelowiges doodgemaak was vir hulle geloof. En dit was amper hierdie eerbare gebeurtenis, as jy kon sterf vir jou geloof. Maar om uit jou pad uit te gaan, sodat jy sterf vir jou geloof, mis die punt. En in presies dieselfde asem, om nou te dwaal, sodat God agter jou moet aanhardloop, mis jy ook die punt. Aan die ander kant van die 1 skaap en die 99, aan die ander kant van die 1 muntstuk en die 10 of die 9, lê daar 'n groter uitnodiging. God nooi ons uit om nie vas te kyk in die wêreldse idees van geluk en vrede en selfstandigheid en onafhanklikheid nie. God nooi ons om verby die oppervlakkige antwoorde van die wêreld te kyk en die omgekeerde genade van God se koninkryk raak te sien. God nooi my en jou uit om deel te neem aan hierdie omgekeerde genade van God se koninkryk. God nooi ons uit om deel te wees van die geheel. Deel van die een liggaam van Christus en deel van die volkome herstel van die ganse skepping. Dis wat hierso aan die gebeur is. God nooi ons nie om ekstra te fokus op die eie ek en my geloof en hoe my geloof vir my voordelig is nie. God nooi ons om deel te wees van die een liggaam van Christus en deel te wees van die volkome versoening en herstel van die ganse skepping. Mag jy dit raak sien en raak hoor en mag dit jou ook noop of dryf tot deelname in God se koninkryk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat ons nie die mynkonijne hoef te wees nie. Here, dankie dat ons sekerheid kan hê oor die wete dat U ons wel beskerm en vashou en toerus en lei. Dat U die pad saam met ons stap, selfs al die duisende kere wat ons afdwaal. Maar dat U ons uiteindelik ook weer terugbring. Nie net ter wille van ons eie vrede en gemoedsrus en saligheid nie, maar veral ook ter wille van U koninkryk. Here, as ons na ons eie omgewing kyk, as ons na ons land kyk, na die wêreld, besef ons hoeveel duisternis daar is. Here, besef ons dat boosheid 'n realiteit is en dat daar op baie verskillende maniere mense is wat verlore is. Here, en ons weet ook dat die gemeentes, die kerk, oor die eeue heen soveel keer arrogant geraak het oor die feit dat ons so seker raak van ons eie redding en so trots is op die feit dat ek gered is, dat ons heeltemal die punt mis.
Here, sal U ons harte kom oopmaak vir 'n wêreld wat gebroken is en in duister is. Sal U ons lewens so kom rig en lei, dat ons goeie werk vir U koninkryk nie stop by ons tiendes nie, maar dalk begin by ons tiendes en van daar af uitbrei en uitbou. Help ons om eengesind deel te wees van die een liggaam van Christus. Ons bid dit in afhanklikheid, Here, want ons weet dat ons nie maklik ons eie ego kan opgee nie. Rus ons hiervoor toe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.